Amen. Ek dink vanmôre, Here, kom ons almal in ooreenstemming vanmôre. Dankie dat ons onder U gesag kan kom. Aan U kom toe die lof, die eer, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dankie, Here, dat ons vanmôre as kinders van U, U kan loof, U mag loof en U al die eer gee. Dankie vanmôre, Here, vir die gesag dat ons as kinders van God het, dat ons die vyand met al sy werke kan oorwin, sy werke weerstaan in Jesus naam. Dankie, Here, vir die woord waarop ons kan staan, die swaard wat sny vanmôre. Ons eer U daarvoor. Gaan saam met ons in hierdie woord, o Gees van die Here, maak ons vry vanmôre, net U alleen kan dit doen. Dankie vir die salwing van die Heilige Gees. Dankie vir elke een wat hier is vanmôre, elke nuwe persoon wat kom luister na die woord, Here. Dit gaan nie oor mens nie, maar dit gaan oor U. Het gaan oor U en U alleen. Vanmôre is ons hier met 'n verwagting, wat ook al dit mag wees, Here. Ek weet, so sê die Here, spreek, ons luister as U knegte. In Jesus naam. Amen. Dankie julle kan sit. Gaan na jou Getsemane toe. Ek wil jou vra asseblief om jou Bybel saam met my oop te maak uit die boek van Matteus 26. En hierdie preek, ek wil net gou vir jou getuig, maak heeltemal 'n ander wending as wat ek gehoor het by die Here, of ek sal sê wat ek in gedagte gehad het waaroor ek wil preek, wat ek gaan inbring. Maar so weet ons ook vanmôre dat die Here se Gees, die woord van God vir jou sal vindingryk wees, dat dit jou sal bemoedig en jou sal stig. En daarom gaan ons een enkele vers saam lees daar uit Matteus 26 vir nou, maar dan sal ons die ander lees as ons aangaan. Vers 38, kom ek begin daarmee. Ons almal ken die verhaal van Jesus in die tuin van Getsemane. Nou kan jy net vir 'n oomblik indink hoe dit in daardie tuin was, hoe Jesus as mens was. Onthou, Jesus is die seun van God, maar hy was mens. So hy was bedroef, hy was hartseer. Ek dink daar was iets wat van 'n verwagting, as ek sê bang, dan bedoel 'n mens dit maar goed, soos elkeen van ons sal wees, 'n verwagting wat daar sal wees. Maar daar's iets wat vir my baie uitstaan. En dit is oor hierdie woordjie, die bedroef, en ek wil 'n bietjie met jou praat oor dit vanmôre. In vers 38, toe sê hy daarso, toe sê hy vir hulle, my siel is die bedroef, tot die dood. Bly hier en waak saam met my. So sit nou hierdie vers een kant, hou dit maar dop, kyk wat ek daaroor gaan sê. En ek wil hê jy moet vandag hoor, daar wanneer die laste en die lewe so swaar word, dat elke siel moedeloos was, of word. Was jy so onlangs, of is jy dalk daar, is ek reg as ek dit sê, dalk in hierdie jaar, en tye waarin ons lewe? Elke mens beleef tye van diep hartseer. Mense verloor geliefdes, daagliks, elke dag. Hulle worstel met siekte, finansiële druk, daar's verwerping, daar is sonde, teleurstelling, en dan kom die grootste van alles, die geestelike aanvalle. Die geestelike aanvalle. En soms dink ons as gelowiges, nee, maar ons mag nie bedroef word nie. Ons mag nooit bedroef wees nie. Maar die Bybel leer ons eintlik die teenoorgestelde. Selfs Jesus, die seun van God, hoor gou mooi, was die bedroef. Die verskil is, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor, is nie dat Jesus nooit die pyn ervaar het nie. Die verskil is, hoor gou hier, ek wil net iets sê vir jou, is nie hoe ek en jy die pyn ervaar nie, maar die verskil is, wat doen ons met die pyn? En kom ons kyk, wat het Jesus met sy pyn gemaak? Hy het sy pyn na die Vader toe geneem. Kom in kerk, kan ek net 'n amen kry vanmôre? Weer is koud, is nog nie so koud. Ja? Jesus was werklik bedroef. Jy sit hier vanmôre, jy het 'n bedroefdheid in jou siel, jy het 'n bedroefdheid in jou gees, daar's iets wat jou pla. En ek wil hê jy moet hoor, Jesus was dieselfde. Daar was 'n werklike bedroefdheid in sy siel gewees. Jesus sê, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Tot die dood toe. En die Griekse woord beteken oorweldig. Verskriklik benoud. Vol smart en swaar onderdruk. Ek kan vir jou sê vandag, as iemand se siel onderdruk is en daar's 'n swaarte op jou lewe, wil jy nie eens opstaan nie. Wil jy nie eens opstaan nie. En dis baie erg.
En dit is nie asof ons as mens dan swak is nie. Dit is nie asof Jesus swak was nie. Hy was ook nie ongelowig gewees nie. Hy was 'n mens. Nou ek wil, jy moet dit reg verstaan, ons moenie altyd agter hierdie verskoning wegkruip om te sê, ag ek is maar net 'n mens nie. Nee, jy moet verstaan. Een ding wat hy geweet het, is dat die kruis, hy het geweet dat die kruis wag. Die sonde gaan nie weggeneem word nie, of die sonde gaan op hom geneem word van hierdie wêreld. Die sonde, my en jou sonde gaan op hom geneem word en die oordeel van God staan voor. Dit is wat gebeur. Sy hart was met ander woorde baie swaar gewees. En ek dink vandag ook, as ek en jy vir 'n oomblik daaraan kan dink, die benoudheid wat vir ons wag. Dat ons eendag moet weet, dat ek en jou knie gaan buig voor God en ons tong gaan bely. Ons gaan voor Jesus staan. Ons gaan rekenskap gee vir ons lewe voor die Almagtige, die Seun van God. En dit wys vir ons, dit is nie 'n sonde om hartseer te wees nie. Dit is nie 'n sonde om in die dal van doodskade weer te wees nie. Maar wanneer mense baie keer bedroef raak, doen hulle die volgende, en ek wil dit uithaal, dikwels doen hulle hierdie volgende. Die paar dinge wat hulle doen is, eerstens hulle onttrek heeltemal. Hulle onttrek van die samelewing, of hulle onttrek tussen die gelowiges uit, hulle bly van die kerk af weg, hulle word kwaad, hulle raak verbitterd, hulle raak bitter, hulle hou op bid. Baie mense sê, ag man, weet jy wat, ek gee nie meer om nie, ek het hoop verloor. Hulle het heeltemal moedeloos geraak. Maar kyk wat doen Jesus in vers 39. Dankie Wendy. Kyk gou wat doen hy. En ek wil hierdie vir jou uithaal. En hy het op sy aangesig neergeval en weggehardloop. Nee, hy het gebid. Die woord van God sê, en hy het op sy aangesig neergeval en hy het gebid. Wanneer die pyn groter word, het Jesus gebid. Hy leer dit vir my en vir jou. Hy hardloop nie weg nie. Ek wil hê jy moet dit mooi hoor vanmôre. Maar hy hardloop. En as jy hardloop vir 'n slag 'n bietjie na die Vader toe. Kom ons hardloop na die Vader toe. Want weet jy wat, kan ek gou vir jou sê, weet jy wat is die grootste wapen vanmôre om jou bedroefdheid en jou siel wat bedroef is te oorwin? Die grootste wapen is gebed. Is om met die Here te kommunikeer, is om voor die Here neer te sak, om jou skaniere te buig en op jou aangesig te val en te bid. Hoor wat sê Jesus? Hy kom en dan sê hy, en hy bid tot die Vader, my Vader, as dit moontlik is. Kyk gou daar, in vers 39. As dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan, nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hier sien ons 3 baie belangrike dinge, wat ek leer uit dit uit. Kom ons wees vir 'n slag 'n bietjie eerlik voor die Here. Ons sien Jesus is eerlik. Jesus steek niks weg nie. God vra nie mooi woorde nie. Kerk, hoor mooi. Hy vra nie mooi woorde nie. Weet jy wat vra hy? Hy vra in Psalm 62 vers 9, dat ek en jy 'n oop hart het. Vertrou op hom altyd. O volk, stort jou hart uit voor sy aangesig, want God is ons toevlug. Sela, weet jy wat beteken dit? So sal dit wees. So sal dit wees, dis wat dit beteken. God is ons toevlug. So wanneer ek en jy met 'n oop hart na hom toe kan gaan, nie met mooi gevleide woorde nie. Weet jy wat die gevaarlike ding van gebed is, en ek het dit vanmôre gesê in die opname van die Bybelskool. Hou op om mense en situasies te probeer manipuleer deur jou gebed. Gaan luister 'n bietjie na van hierdie predikers. Ons moet ons hart uitstort voor die Here. Ons moet die hart uitstort voor God. Dit beteken dat ek en jy vandag die Here moet vertrou. Vertrou die Here. Selfs toe hy nie verstaan nie. Want hy sê, kan jy hom net gou vir my weer terugsit na vers 39 toe. Hy verstaan nie. My Vader, laat hierdie beker my verbygaan. Daar is dinge wat vir my in hierdie week wag wat ek nie wil deurgaan nie. Hoor gou mooi. Ek glo jy ook. Maar die Here sal saam met ons gaan. Die Here sal saam met ons gaan.
Al verstaan ek en jy dit nie. Ware geloof beteken dat ek en jy God sal vertrou, wanneer ons nie verstaan nie. En wat ek nog leer uit hierdie uit is, dankie Wendy, wat ek uit dit uitleer is, hy onderwerp hom aan die wil van God. Laat u wil geskied. Ek kan getuig, ek weet nie van jou nie, maar as ons dit bid, laat u wil geskied, wanneer ons gehoorsaam is, wanneer ons gedagtes onder gehoorsaamheid plaas, sien jy wat maak die Here? Hy maak deure oop. Hy gee jou vrede. Nie my wil nie, Here, maar u wil. Die Here Jesus leer dit vir ons sien dit. Hy praat so met die Vader. Dit is ware oorgawe. Ek en jy het hierdie ware oorgawe nodig. Here, nie my wil nie, maar u wil. En toe hy terugkom, sê die woord, kyk gou daarso, in vers 40. En hy kom by sy disippels, en hy vind hulle aan die slaap. Hoor wat sê Jesus vir hulle. Jesus, jy moet maar een ding verstaan, jy kan nie so praat met die kerksmense nie, hulle is lig geraak. Hulle gaan hulle wip. Ek wil vir Jesus eendag sê, jy kan nie so praat nie. Hoor wat sê Jesus, hy sê vir sy disippels, en hy sê eintlik vir Petrus, so was julle dan nie eens in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Jy weet nou, ek kan nie in die kerk kom nie, ons is te besig. Daar's te veel dinge wat gebeur. Jy is onder die struik en jy is gebind onder die vyand. Klaar. Ek gaan dit vir jou sê. As jy te besig is vir die Here, moet jy nie verstaan, of vra, waar is die Here, is goed, dalk nie na jou kant toe gaan nie. Want jy is besig met jou eie krag. Amen. Dankie. Hy vra hulle, kon julle nie net eens 1 uur saam met my waak nie. Nou die oggend word ek lekker vroeg wakker. Hoe laat was dit, lief? 2 uur. Half 2, ek gaan maak koffie, ek sit daar in die kamer, eers my gras. Ek is daar besig met die Here. Drink koffie. Sy sê, wat doen jy? Wat gaan ek met jou ook doen? Ek sê, maar jy kan dit maar nou doen, maar nou is ek op en vurig. Die Here praat hoor. Hoor gou mooi. Hoekom het jy in elk geval nie saam met my kom bid daar nie? Nou dat ek daaraan dink. Jy moes sê, kan ek vir jou nog 'n koppie koffie maak? Amen. En weet jy wat hoor ek? Hoe sê hy vandag vir die kerk? Slaap maar voort. Slaap maar voort. Kerk, ek wil hê julle moet voortslaap. Gaan aan. Slaap maar voort. Moenie bid en waak nie. Kan ek gou vir jou sê, die wapen wat 'n kerk gaan laat staande hou, en dit wat ek hierdie kerk wil leer, is nie om iets te doen vir die kerk nie, maar is om te bid vir die kerk. Want wanneer jy bid, werk God. Hy werk. Sy engele werk. Ons wil bid wanneer dit te laat is. Moenie op daai punt kom nie. Asseblief. Moenie bid wanneer dit te laat is nie. Begin om die gevaartekens raak te sien. Daar is tye wanneer selfs die mense wat die naaste is aan jou nie verstaan nie. Maar weet jy wat sê Psalm 121? Psalm 121 sê hy sluimer of slaap nie. Lukas 22 vers 43 kom en dan sê hy, toe verskyn daar 'n engel uit die hemel wat hom versterk. Maar God het nie die kruis weggevat nie, die Vader het nie die kruis weggevat nie. Hy het die Here Jesus sy seun krag gegee om deur dit te gaan. Die Here gaan nie noodwendig jou kruis wegvat nie, maar hy gaan jou die krag gee om deur dit te gaan. En die engele gaan jou bewaar, dienende wesens. Weet jy, kan ek gou vanmôre vir jou sê hoe belangrik dit is. Ek sê dit in die Bybelskool, dat jy vir jou huisgesin moet bid. Jy moet vir jou huwelik bid. Nie uit nie, in. Ag nee, wat ons huwelik is okay, ons is kinders van die Here. Hey, pas op. Pas op. Jy moet vir jou kinders bid. Jy moet vir jou kleinkinders bid. Jy moet vir hulle bid, hoor gehou. Hoekom?
Jy sien, wanneer ek en jy bid, gee die Here die engele opdrag om ons te bewaak, want wanneer ons bid, is ons is onder die gesag van God. Ons gee hom die eer, ons ken die engele. Hy bewaar ons. Hulle staan skouer aan skouer op die uithoeke van jou erf om jou te bewaar. Dis wat die Here Jesus doen. Hy sê dit, elke wapen teen jou gesmee sal nie in werking kom nie. No weapon formed against you shall prosper. Geen siekte, geen woord sal teen jou kom nie. Jy hoef nie wakker te lê nie. Dis belangrik. En ons bid dikwels, Here, neem net die probleem weg. Soms sê God, weet jy wat ek gaan jou sterker maak, sodat jy kan getuig. Sodat jy kan getuig. Here Jesus weet hoe voel eensaamheid. Hy weet wat dit beteken om verwerping deur te gaan. Hy ken die trane. Hy ken die trane, hy ken die pyn, hy ken die hartseer. Hy verstaan dit in die tuin van Getsemane. Daarom kan ek en jy vanmôre, hoor gou mooi, dit wat hy gedoen het in die tuin van Getsemane, daarom kan ek en jy met vrymoedigheid na hom toe gaan. Die hoëpriester, onder die priester in rangorde, jy moet my Bybelskool gaan kyk, verduidelik dit. Kom ons uit die hoëpriesterskap van Melchisedek, Jesus, is hierdie wonderlik, want ons het 'n hoëpriester, hoor daar, ek en jy het 'n hoëpriester, wat nie met ons swakhede medelei kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Maar sonder sonde. Wanneer jou siel bedroef is, moenie opgee nie. Ek vra jou, moenie wegkruip nie. Moenie God vermy nie. Doen wat Jesus gedoen het. En hier kom ons by ons tema. Gaan na jou Getsemane. Gaan na jou Getsemane. Wat is jou Getsemane? Jou binnekamer. Jou plek waar jy alleen met God praat. Daar gebeur dinge wat niemand anders te sien nie. Die oorwinning. Ek weet nie hierdie laaste tyd nou, ek praat so baie met die Here, dan sê, Monja, met wie praat jy? Hier is nou speakers, nou moet jy mooi hoor. Met die Here. Jy sien, want die oorwinning, hoor gou mooi, die oorwinning oor Golgotha het reeds in die tuin van Getsemane begin. Dis waar dit begin het. Want die woord van die Here sê, die Here Jesus het bedroef geraak en sy sweet het soos bloeddruppels geword. Vir my en vir jou. So daar het die oorwinning en die redding gekom en die genesing het gekom. God se goedheid, die ooreenstemming, die gesag vir my en vir jou kerk het in die tuin van Getsemane begin. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Nou is ons opgewonde, lekker. Amen. En Jesus staan op nadat hy gebid het en hy sê vir sy disippels, kom laat ons gaan. Kom laat ons gaan. Hy het vrede ontvang. Hy was gereed. Die kruis het nie verander nie, maar Jesus het. Wanneer ek en jy bid, ontvang ons vrede, ontvang ons sy krag, ontvang ons wysheid, ontvang ons hoop. Dis wat ek en jy ontvang. Wanneer jou siel bedroef word, wanneer jou siel swaar word, gaan na God. Wees eerlik. Wees eerlik, sê vir hom hoe jy voel. Lees sy woord. Lees sy woord. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, bid sonder ophou. Wag op sy krag. Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Miskien voel jy vanmôre, jy kan vir my liggies musiek speel. Miskien voel jy vanmôre, of vandag, soos Jesus in Getsemane. Jou hart is swaar. Terwyl ons oë gesluit is, staan saam met my. As jou hart vandag swaar voel. Die gebed van 'n regverdige dra krag. Dankie dat jy staan. Jou siel is moeg, as jou siel moeg is, staan. 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 En as jy vanmôre nie weet hoe om verder te gaan nie, wil ek jou vra om te staan.
As jy nie weet hoe om verder te gaan, wil ek jou vra om te verstaan. Hoekom staan ons? Want ek wil hê jy moet hoor, Jesus verstaan jou. Hy verstaan jou omstandighede. Hy het dieselfde pad geloop. En julle wat staan, kan ek vanmôre vir jou sê, Jesus nooi jou, jy kan nog steeds staan, terwyl ek gou bid, jy kan staan, jy kan die vrymoedigheid vat, om na die koning van die konings, Jesus te gaan. Kom na jou Getsemane, hierdie is Getsemane, hierdie is die tuin van Getsemane. Dis die kerk waar jy die Here vrylik kan aanbid. Hier kan jy sy stem hoor deur die woord, hier kan jy vanmôre God hoor. Jy kan sy aanraking voel vanmôre, hy wil jou aanraak vandag. Hy wil vir jou oorwinning gee vandag, hy kom en dan nooi hy jou uit in Matteus 11 vers 28, sê hy, kom na my toe. Almal, hoor daar, almal wat moeg, vermoeid en belas is. En ek sal jou rus gee. En dis wat ek vir jou bid, vir jy wat staan vanmôre, dat die Here dalk nie jou omstandighede gaan wegvat nie, maar hy gaan jou krag gee, hy gaan jou rus gee, hy gaan jou vrede gee. Glo jy dit? Glo jy dit? Pleit by jou vanmôre, moet asseblief nie jou hartseer alleen dra nie. Asseblief moenie jou hartseer alleen dra nie. Kan ek gou vra, gee julle om Henny, kan ek jou vra om my te help vanmôre, asseblief, een is julle, Wikus, Sean, stap net hier bietjie na iemand toe, ons dames, gaan lê net jou hand op 'n man, Henny, sal ook net asseblief, net hande daar by hom Fred daar agter, sal julle net bietjie, Wimpie, ja, dankie julle.